En dan, ons het net eens 'n bietjie gepraat daarvan, die kuns om die kamer te lees. Nou hierdie kursus klink baie prakties, maar nog diep geestelik. Hoe leer die kuns om die kamer te lees 'n mens om die atmosfeer, mense en oomblikke geestelik en emosioneel te onderskei, veral in bediening, besigheid en leierskap? Hierdie, ek is bly vir die ene wat deur is, omdat ons nie net uit die solid uit die Bybel uit elke ding gaan doen nie. Ons doen tegniese, jy het dit nou genoem. Die kuns om die kamer te lees gaan ook oor bedieninge en uitreik one-on-one, handoplegging vir mense bid, motiveer, promoveer, maar ook 'n baie fyn wêreld, baie fyn wêreld. En ons het dit genoem, die kuns om die kamer te lees. Ons gaan, en ek dink die studente gaan dit verskriklik geniet, ons vleg die navorsing van emosionele intelligensie in. Met ander woorde, dit gaan nie oor my emosionele wêreld wat ek nou moet ken nie, dis amper narcisties. Dit gaan, emosionele intelligensie is om 'n ander persoon te kan lees en te verstaan. Ek haak hom sommer net vandag. Daar's 'n groot ding vandag, wat is belangrik, IQ of EK, jou IQ, en hulle kom al hoe meer agter, 'n persoon met 'n hoër vlak van emosionele intelligensie het meer vermoë om verdere tree in die lewe te gee noodwendig teenoor iemand wat 'n hoë IQ het. Soos 'n baie ongeloof, met ander woorde om mense te, en die profetiese wêreld kan ook hierby baat vind. Ek dink ons kan van dit, nou dat ek daaraan dink, oorgooi die kant toe. Dit wil sê, wanneer ek na iemand toe in 'n erediens toe loop om 'n woord te gee, te bemoedig, te bid, dit wat ek voel die Here onder die salwing wat hier is, wil oordra, moet ek leer om die kamer te lees. Ek moet verstaan wat op die verhoog gebeur. As dit besoekers is, ek kry 'n gevoel en 'n ervaring om die besoeker te nader. Ek ken hy persoon van geen kant nie, né? Niemand ken hom nie. Ons sit hier. Ek kry 'n ervaring, ek moet die persoon nou bedien. Soos die profeet, het ek van God gehoor, en dan kom emosionele intelligensie ter sprake in die sin van, jy het 'n manier hoe jy na hierdie wêreld kyk, hoe jy die persoon waarneem, en jy luister wat die Here sê, jy kyk wat die realiteit is, en of dit wat jy wil doen, balanseer met die persona van die betrokke mense wat nou kom, ek vat nou besoekers. So, dit is baie te doen tussen 'n geestelike hoor en emosionele intelligensie, want op die einde van die dag bemark ons weer eens die koninkryk, en ons wil nie mense moet uitstap en sê, maar hierdie ouens, die ou Pinkster het gesê, hulle vat mis, of die ouens vereensellig voorheen crucified, onder wanbestuur, barbestuur, en ek praat nie nou van ons wat skoonmaak, ek praat letterlik nou van onder die geestelike gawes nie bestuur toepas, en nie kundigheid toepas nie. Hierdie een gaan ek ook geniet, om saam te stap met studente, want die studie vir die navorsing van emosionele intelligensie is my buitemuurse navorsingsveld al van in my 19s, 18s af, het ek dit nagevors, en wel, tot vandag toe, net lanklaas ek's bietjie geroes, maar dit's body language, dit is, jy kyk hoe, soos Jaco sit nou daar, nou wonder ek hoekom sit hy nou so, jy weet, dis body language, jy weet, jy kyk na wat iemand doen, jy sit nou soos jy sit, en sy sit nou soos sy sit, en ek wonder of ek nie maar by die huis moet hoor wat is die probleem nie, jy weet, ek gee maar net voorbeeld, sien jy, kyk haar, jy kry dadelik reaksie, jy verstaan, so jy kyk na body language, jy kyk na om iemand, is hy stil, is hy extrovert, is hy introvert, is hy dier, jy moet dit in, soos baie meer fisies is wat dit, is geestelik ook, maar baie meer fisies. Die punte kom by mekaar uit. Want as jy daai wêreld kan lees, gaan jy ook al weet hoe om 'n persoon te benader, en met hom te werk, en as jy omdraai en terugstap, en jy gaan sit, en ons noem nou maar 'n erediens, of nie, maar kom ons noem dan weet jy, daai persoon is gegrasp, of het jou gepush, en daar's manne en vroue wat net deur die wêreld, hy is nie eers in 'n kerkie, deur die wêreld van emosionele intelligensie, om mense te lees, kan hulle miljoene rande se goed aan 'n ou nousmous en verkoop, net deur hy die persoon gelees het. Nou dit is emosionele intelligensie body. Nou kom jy met die geestesriem,
En jy het dit ook binne in jou, onderskeiding, die vermoë van onderskeiding, bla bla bla. Ja. En jy gaan aan en jy gaan plus hierdie wêreld, nou beweeg jy na die betrokkene toe. Onthou, baie is dit mense wat jy nie ken nie. Dis maar ons wat ons 'n familie, ons wat nou in die jaar nou in Forum is, ons het 'n pad wat ons met mekaar stap. So ons weet ek kan vir daai persoon bid, ek kan na daai een toe 'n woord gee. Maar skielik sit hier 'n man en 'n vrou in die kerk en jy en 'n persoon vlieg om en hy het die vrou aan haar oorbelle en sleep haar op en trek hier op die vloer en Kajumi sê ons wil in julle kerk behoort. Ons hou hiervan. Okay. Hy het reg gevat, want hy kan lees. Of hy doen dieselfde en hy ouens gaan maak 'n klag by 'n hof. Ja. Jy sê julle rand ons aan in hierdie kerk. En jy sê vir die persoon, why did you do this? Why nobody's doing it here. Ja. En die was ouers wat op bar was en niemand het nog iemand aan hulle oorbel. Nee, maar die Here het vir my gesê ek moet dit doen. Jy weet, maar nou het ons moeilikheid. Ja. En so ek gee bar uit die straat net om te assosieer. Ja. Daar is 'n hele groot wêreld wat is geestelik, soos jy sê, is tegnies en as jy die vermoë van emosionele intelligensie om te verstaan hoe die profiel van 'n persoon werk en ek dink ons gaan die body language ding ook daarin trek. En dit is baie wyd. Dit hoef nie net noodwendig in die kerk te wees nie. Ja. Want Hy is oral. Ja, want jy gaan baie keer loop met ons het 'n tannie 'n buurvrou, my ma het 'n buurvrou gehad, tannie Anna Tron, 'n dierbare mens en sy het absoluut niks daarvan gedink om in die Pick n Pay te loop en te sien daar's iemand wat sy van geen kant af ken nie, die persoon te stop en te sê, hoorie, ek voel ek moet vir jou lied sing, en sy het 'n absolute opera stem gehad, daai hele Pick n Pay het tot stilstand gekom, Ja. en sy het baie keer mense geaffronteer daardeur, ek weet haar hart was opreg, verstaan jy, Yes. as sy net dit kon gehad het, laat iemand haar net 'n bietjie kon afrig of oplei en sê, hoorie, dit wat jy wil doen is reg, but there's a way to do it. Ja. En dan kan jy baie meer bereik, op die ou en in elk geval, as wat jy die persoon gestorm het en dalk vir ewig skrik gemaak het. Yes. 100%, ja. Okay. Nee, dis baie interessant want dit kan nou nog in besigheid en oralste kan jy Hierdie dit ding werk gebruik, as ons hom reg mooi bymekaar maak, Ja. werk oral. Absoluut. Van die veral mense wat met die Heilige Gees gevul is, ek het jare terug 'n boek oor dit gelees. Is daar bewyse van dat daai kaliber ouens wat en hy die emosionele intelligensie, die body language plus die vermoë van die vervulling van die Heilige Gees ongelooflik goed doen ook koöperatief. Sjoe. Want hy sien dinge wat 'n Ja. ander ou nie kan sien nie. Ja. Ja, dit is 100%. Ons kan dit nou noem maar dit is, jy kyk nie met jou vleeslike oë nie. Jy kyk met jou geestelike oë na 'n persoon. Jou oë wat uit jou hart uit kyk. En jy kan kyk sonder om nie judge, nie uitoordeel nie. Ja. Is 'n vermoë wat jy leer of wat die Here jou gee en jy kyk binne 10, 5 sekondes, 20 sekondes in 'n hallo, hoe gaan dit, 'n geruil van groet. Weet daai persoon presies met wie hy te doen, wat moet hy van hier af sê, hy het nie notas nodig om verder te praat nie, Ja. want hy ervaar deur hierdie goed wat jy nou van praat en ons van praat, wat moet die volgende skei wees. Dit is rare goed en dit is effe scary. Maar dit is saam met die Heilige Gees, nie die ander nonsens nie, plus die vermoë wat jy al klaar in jou het om hierdie te kan lees. Ja, getuienis hoe dit mense daar buite help. Ongelooflik. Dit is nie die kerk goed nie. Ja. Dis nie die kerk goed nie. Ja. Dis buite ook. Prakties op die markplein.